Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. Ons gaan voort met Jesaja en wel by Jesaja 45. Ek kan ook nie glo ons is al so ver in Jesaja nie, né? Toe ek met Jesaja begin het ek gedink, dit is so groot Bybelboek, ons gaan nooit deur dit kom nie. En kyk hoe ver is ons. En ek sê dit nou eintlik vir jou as 'n stuk aanmoediging. Ek dink mense moet Bybelboeke deurlees. Dis hoekom ek ook die oordenkings op so 'n manier doen. So baie mense gebruik hierdie om 'n Bybelboek deur te lees en dis natuurlik goed so, maar andersins as jy op 'n ander manier ook 'n Bybelboek wil deurlees, begin net. Kies 'n Bybelboek en begin net. Wees net rustig, elke dag 'n stukkie. En as jy weer oë uitvee, dan het jy die hele Bybelboek deurgelees. So ek wil jou bemoedig met dit. Maar kom ons lees hierdie ongelooflike hoofstuk in Jesaja, wel die eerste 17 verse van hom, hoofstuk 45. So sê die Here vir sy gesalfde vir Kores, wie se regterhand ek vasgegryp het, om nasies voor hom te verslaan, deur konings te ontwapen, om voor hom deure oop te maak, sodat poorte nie vir hom gesluit sal bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan, die berge sal ek gelyk maak, deure van brons sal ek stukkend breek, en sluitbalke van yster sal ek stukkend kap. Ek gee aan jou skatte in die donker, rykdomme in verborge plekke, sodat jy kan weet, dat dit ek, die Here is, wat jou op jou naam roep, die God van Israel. Terwille van my diensknegt Jakob en Israel my uitverkorene, ek roep jou op jou naam, ek gee jou 'n erenaam, al het jy my nie geken nie, ek is die Here, en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie, ek omgord jou, al het jy my nie geken nie, sodat hulle van waar die son opkom en van waar hy ondergaan kan weet, dat daar niks is buiten my nie, ek is die Here. Daar is geen ander nie, die een wat lig vorm en die duisternis skep, wat voorspoed bewerk en onheil skep. Ek die Here bewerk al hierdie dinge. Hemele daarbo laat dit neerstyf en laat die wolke geregtigheid neersif. Die aarde moet oopgaan, dit moet verlossing as vrug voortbring. Geregtigheid moet daarmee saam uitspruit. Ek die Here het dit geskep. En wie hom wat 'n stryd aanknoop met die een wat hom gevorm het. Hy is 'n potskerf tussen potskerwe op die grond. Vra die klei vir die een wat dit vorm, wat maak jy? Jou maaksel? Dit het nie eers handvatsels nie. Wie hom wat vir 'n vader sê, waarom verwek jy kinders? Of vir 'n vrou, waarom krimp jy in een vir geboorte? So sê die Here, die Heilige van Israel, wat hom gevorm het. Die dinge wat kom, vra my daaroor, oor my kinders en my handewerk, moet julle mos opdragte gee. Hoor die sarkasme daarin, né? Dit is ek wat die wêreld gemaak het, en die mense daarop het ek geskep. En ja, my hande het die hemelruim oopgespan, en aan al die hemelliggame het ek opdragte gegee. Dit is ek wat hom opgewek het, met die oog op geregtigheid. Al sy paaie sal ek gelyk maak. Dit is hy wat my stad sal herbou, en my ballinge sal vrylaat, sonder 'n koopprys, sonder omkoopgeld, sê die Here, die heerser oor alle magte. So sê die Here, die produkte van Egipte, die handelswins van Kus, en die Sabeërs, daardie lang mense, sal na jou toe kom, aan jou sal dit behoort. Hulle sal agter jou aanloop, in ketting sal hulle aankom. Voor jou sal hulle diep neerbuig. By jou sal hulle biddend pleit. Waarlik, by jou is God, en daar's geen ander nie. Ja, geen ander God nie. Waarlik, U is God, die een wat Uself verberg, die God van Israel, die verlosser. Hulle staan beskaamd. Ja, hulle is almal saam verneder, saam met die beeldemakers in vernedering weggegaan.
Israel word verlos deur die Here, 'n verlossing vir alle tye. Hulle sal nie beskaamd staan nie, en nie verneder word nie, tot in alle ewigheid. Jo, vriende, ons lees tot sover vanoggend. Hier is soveel waarhede in hierdie gedeelte. Die een ding wat ek en jy heeltyd hoor is, daar is nie 'n ander God nie. Daar's niemand anders nie, net die Here. Die ander ongelooflike ding is dat die Here Kores gaan roep. Nou Kores is 'n Persiese koning, dis 'n heidense koning. 2 keer in hierdie gedeelte lees ons dat Kores ken nie die Here nie. Hy weet nie wie's God nie. Maar dit verander niks aan God se planne nie. God besluit, hy sal vir Kores roep, hy gebruik hom ter wille van sy plan om sy volk te verlos. Einde van storie. En daarmee word Kores, in hierdie teks sê dit sommer 'n gesalfde van die Here. En God gebruik hom. En dan het ons hierdie mooi beeld van die pottebakker, né? Dat die klei kan nie van die pottebakker sê, wat maak jy nie? En daarmee sê die Here, Kores kan nie vir die Here sê, wat maak jy nie? Hy kan nie teen God se wil ingaan nie. Want dis waarvoor God hom geroep het. Om Israel te kom verlos hier uit die Babiloniërs uit, om Jerusalem weer op te bou, en hulle te help om die tempel weer te bou. Dis God se plan. En God sal enigiets doen, om sy mense te red. Hier gebruik hy vir Kores, 'n heidense koning. Vriende, verstaan dat God in sy liefde vir jou ook enigiets sal doen, wêreldmagte sal gebruik ter wille van sy kinders. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag lees. Jo, Here, U gebruik selfs heidense konings, mense wat U nie ken nie, in U plan. En ons eer U daarvoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi, mag jy 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.